Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek werk in 'n koöperatiewe omgewing met al die tipiese uitdagings van die omgewing. Die van julle wat dit ken, sal die gereelde gesprekke rondom die tema health and safety nogals goed ken. Dit is een van die temas wat die laaste klompie jaar aansienlik meer ligtheid kry. Ek moet sê ek is persoonlik soms geweldig gefrustreerd met van die temas. Die ouens raak soms hier en daar baie belaglik met dit. Ek voel soms ek moet 'n roetebeplanning uitskryf as ek badkamer toe moet gaan, maar ek het dit gelukkig nog nie gedoen nie, want ek besef weer daar's 'n rede vir dit. Daar's 'n rede vir waar dit vandaan kom. By ons wat gebeur, ons kry elke maand so 'n bietjie terugvoer oor die goed wat die laaste maand gebeur het en wat die mees algemene gevalle was, en dan kry ons spesifiek 'n top 3. En daai top 3 die laaste paar jaar redelik verander en dis vir my nogals interessant. So ek is 'n ingenieur in die konstruksiebedryf. So as 'n mens onmiddellik in daai konteks plaas, dan kan jy onmiddellik sien health and safety is 'n groot ding. Jy kan onmiddellik dink aan sekere spesifieke goed wat moontlike gevare kan wees, hoogtes, uitgrawings, you name it. Daar is 'n redelike klomp goed wat daar is. Ons huidige top 3 op hierdie oomblik. Nommer 1 is COVID. Nommer 2 is mental health. En nommer 3 is working in high-risk locations. En in COVID kan ons verstaan, gegee die seisoen waar ons is, gegee die pandemie, working in high-risk locations kan ons verstaan, dis maar deel van wat ons doen. En dan die derde ene, mental health, is die een wat vir my eintlik spesifiek interessant is. Dis een van daai goed, as die mense 'n bietjie begin sniffel en jy begin 'n bietjie grawe en jy kyk na statistiek, dan kom mens agter dit is 'n groeiende fenomeen. Dit is 'n fenomeen by ons omgewing wat bekend is vir sy werksbevrediging. Dis iets wat definitief aan die groei is, definitief iets is wat meer word. En ek wil, voor ek verder gaan spesifiek noem, ek praat nie, as ek praat van mental health goed, ek praat nie van die kliniese gevalle wat mediese ingryping of sielkundige ingryping nodig het. Ek praat van wat hulle kategoriseer as die common mental health issues. En dit sluit in goed soos die volgende. Sluit goed in soos angstigheid, oordrewe spanning, slapeloosheid, hopeloosheid, swaarmoedigheid, ontnugtering. Engels beskryf dit dalk 'n bietjie beter, disillusionment met die lewe, disillusionment met jou werk, ensovoorts. Ons het die laaste 2 weke gepraat, verskeie goed genoem, ons het gesê, ons het rus nodig, want ons is konstant moeg, ons is te besig, en ons het ook gesê, ons sukkel om te rus. Ek probeer daai goed maar gereeld al internaliseer vir myself, en ek dink daar's regtig waarheid daarin, dat baie van die goed wat onder daai gebrek aan rus sit, wat onder daai moegheid sit, is juist baie van hierdie tipe van goed, hierdie angstigheid, die spanning, ensovoorts. Ek dink daar's verskeie redes vir dit, kan maar net wees werksdruk, dit kan wees eksterne druk, verwagtinge van die wêreld daar buite, dit kan wees verwagtinge wat ons vir onsself wakker maak. En dit kan ook soms maar net bloot eenvoudig wees, dat ons gaan deur 'n rowwe, tawwe tyd. Iets wat van tyd tot tyd met almal van ons gebeur. Wat ons wel aan vir mekaar sê, en ons het dit in die laaste paar weke ook gesê, en dit werd dit ook volgend genoem, ons sal vir mekaar sê, ek het 'n breek nodig. Ek het rus nodig. En ons gaan met vakansie en ons dink dit gaan help, en dit help vir 2 weke, 3 weke, ons is so 'n paar dae weer terug by die werk en ons is weer presies in dieselfde gat waar ons was. Maar dit wat ons eintlik na soek, dit wat ons eintlik nodig het, is eerder 'n sielsrus, iets aansienlik dieper, 'n gevoel van vrede en rustigheid. En ek begin daar, want dis iets wat vir my ongelooflik bekend is. Daai gevoel, daai behoefte. Ek het in die laaste 4 jaar, spesifiek 2018, 2019, maar dis 'n bietjie van 'n herhalende tema, verskriklik naby aan die afgrond gekom van totaal al uitbrand. Spesifiek hier rondom September, Oktober, ek dink dis 'n datum en 'n tyd wat baie van ons eintlik by daai punt uitkom. En ek het lank gevat om regtig te besef,
weet waar kom hierdie vandaan? Hoekom sukkel ek met hierdie swaar gemoed, met hierdie swaar gevoelens? En ek moes besef, en ons gaan dit 'n bietjie uitbou vanoggend, dat die resultaat van dit vir my spesifiek was 'n ontnigtering oor die lewe as gevolg van misplaaste begeertes, misplaaste behoeftes, 'n misplaaste identiteit, en dan saam met dit kom 'n mens by die punt van gebrek aan rustigheid en vrede in 'n ou se gemoed. Dit gekoppel aan werksdruk, werksverantwoordelikheid wat gereeld oordrewe is, dan kom 'n mens by 'n plek van totale onrus, totale onvrede. Ek dink God se hart is, hy wil ons terugbring. Hy wil ons terugbring na 'n goddelike perspektief. Terugbring na 'n opnuut gekalibreerde denke rondom werk, rondom rus. En ons benadering tot die lewe 'n bietjie rig dat ons meer in daai rus wat hy vir ons gee en wat om Pieter oor gebid het ook vanoggend kan leef en kan bly. So ek wil vinnig voor ons in vanoggend se tekste invaar, wil ek vinnig kyk na die laaste 2 weke, baie vinnige recap doen. Ek dink is nodig, ek dink is goed. Daar is verskeie elemente wat ons die hele tyd deur hierdie reeks kan saamtrek en invleg in ons gesprek soos ons vorentoe loop. 2 weke terug saam met Poen gekyk na Genesis 1 en 2 en ons het die volgende waarhede raak gesien. Ons het gesien dat rus gewortel is in die skepping. Ons het gesien God, die een wat bo alles staan, die een wat nooit hoef te rus nie. Ons sien hy het gewerk en hy het gerus. Ons het gesien ons is na sy beeld geskape, dat ons sy patroon moet volg van werk en rus. Ons lewe sluit natuurlik werk in, nee. Ons ek het al gereeld vir my span gesê, weet, ons praat gereeld oor die work-life balance. En die realiteit is eintlik die work-rest balance, want werk is deel van waartoe God ons roep. Ons het gesien rus is meer as net fisies, ons het gesien dis geestelik. Dis een van die goed wat ons vanoggend spesifiek op gaan 'n bietjie tyd spandeer. En ons het gesien God roep ons tot ritmes in ons lewe wat gereelde rus insluit. Tye op sy gesit om op te hou werk, vir God te geniet, sy mense te geniet. Laasweek saam met Elof gekyk na Exodus 20, Deuteronomium 5, die 2 plekke waar God die 10 gebooie verduidelik aan Israel. En waar hy spesifiek vir hulle onder andere met hulle praat oor die Sabbat. Hulle vra om die Sabbat te onderhou. Exodus sien ons weer eens oproep tot die onderhou van die Sabbat. As die woord Sabbat vir jou 'n bietjie wetties klink, die dag van rus wat God vir ons het, is gewortel in die skepping, selfs as 2 weke terug. Deuteronomium het ons gesien die oproep tot die onderhou van die dag van rus is gewortel in die Exodus. Dat Israel se bevryding uit slawerny uit deel is van God se plan om vir hulle 'n nuwe identiteit te gee. Hy sê vir hulle, jy is nie meer 'n slaaf in Egipte nie, jy is nou my volk. En die Sabbat is een van daai goed om hulle te herinner daaraan, te herinner aan die nuwe identiteit wat hy hulle gee. Ons het gesels oor die Sabbat as 'n die Sabbatsbeginsel, dit as 'n geskenk van God. Ons het gesien dis 'n tyd wat hy gegee het, dis iets wat hy geseën het, dis iets wat hy gee vir ons om op te hou werk, te reflekteer, weer eens om in sy skepping te geniet. So ons het gesien rus is gewortel, ons is gemaak om te rus, ons is gered om te rus. En vanoggend soos ons 'n bietjie kyk na Matteus 11 en Markus 2, spesifiek Matteus 11, gaan ons sien dat God het ons gered ook tot rus. Soos ons kyk na die persoon van Jesus. So kom ons duik 'n bietjie in. Ons duik in die Matteus 11 stukkie in, so kry julle papiertjies nader en julle Bybels oop en duik ons 'n bietjie daarin. Ek wil aan die hand van Matteus 11 vanoggend vir ons die vraag vra: wat is rus? Wat is rus spesifiek in die konteks van Jesus wat gekom het om ons verlosser te wees? Wat is rus binne die konteks van die evangelie en wat hy vir ons kom doen het? So ek gaan reguit induik vers 28, klimaks van Matteus 11. Jesus praat en Jesus sê vir ons: kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Baie bekende stuk, 'n stuk wat ons, ek dink, gereeld sal lees, veral kere wat ons voel, maar ons het iets nodig. Dit is een van die plekke waarna ons gaan. Jesus wat ons nooi, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is.
Mens kry soms die gevoel, hy vra hierdie vraag, asof ons 'n keuse moet maak. Is ek regtig swaar en bemoeid, is ek belas? Maar die realiteit is, en teen die ironie, is dat God praat hierso met absoluut almal van ons. Aan die een kant praat hy met die van ons wat hard werk en soek daaraan om ons eie redding te bewerkstellig. Hy praat met die van ons wat hard werk en soek daaraan om God self in ons lewens te probeer speel. Maar dan saam met dit praat hy met die van ons wat eenvoudig net vodde is. Die van ons wat moeg is, die lewe het gebeur, die stoomroller van die lewe het boor ons gehardloop, die druk van wat ons doen, die verwagtinge van alles en almal om ons, het net te veel geraak. En hy roep ons. Hy roep albei van daai na hom toe, kom na my toe. Kom, ek gee vir jou rus. Eintlik 'n ongelooflike prentjie. Ons sien 'n God wat staan met oop arms, wat ons innooi na hom toe, en wat vir ons sê, maar ek is hier om vir jou rus te gee. Ek is hier om genade op genade oor jou uit te stort, om rus oorvloedig oor jou te laat vloei. En in dit gee hy homself as die oplossing, en hy gee homself, hy stel homself ten toon as die gewer van rus. Ons gaan verder aan in die stuk, vers 29 en 30, sien iets baie interessants hierso. Kom ons lees dit. Jesus wat sê, neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. Sommige vertalings sal sê, want my juk is sag en my las is lig. Ons sien dat Jesus doen 'n baie interessante ding. Hy belyn die konsep van die rus wat hy vir ons wil gee, belyn hy met die konsep van sy juk. Meeste van ons ken die prentjie, maar ek gaan dit vir ons herhaal, die prentjie wat Jesus hier oproep om te verduidelik wat hy doen. Ons ken dit goed, maar dit is goed om dit weer te hoor. Wat hy doen hier so is, hy haal 'n baie ou, antieke prentjie van boerdery uit, en hy bring dit na die gesprek toe. Die prentjie wat hy vir ons gee, is hierdie prentjie van 'n os wat 'n ploegskaar sleep. Met hierdie ploegskaar deur 'n droë land moet sleep om die land oop te breek, sodat die ouens kan wat se graan ook al hulle volgende wil plant, dat hulle dit kan plant. En die juk is dan natuurlik die dwarsstang wat vas is aan die ploegskaar, wat bo op hierdie os se rug rus. Die juk is 'n prentjie van werk. Baie interessant. Twee goed wat ek dink ons hier uit kan haal uit hierdie stuk. En die eerste een is die algemene insinuasie van die teks. Dit word nie direk gesê nie, maar dit word geïnsinueer, dit word bedoel dat ons moet na Jesus toe kom en ons moet ons eie swaar juk van ons afhaal en ons moet sy juk optel. En die teks sê dan vir ons, dit is sag en dit is lig. Die tweede ding, en dis die interessante een wat Jesus hier doen. Jesus nooi ons na hom toe, hy nooi ons tot rus in hom, maar hy nooi ons tot rus in hom deur saam met hom en langs hom te werk. So onmiddellik ons konsep van rus word onmiddellik so bietjie geskit oor hoekom Jesus dit sal doen. Kom ons gaan weer terug na die simbool toe. Wat die ouens in daai tye sou doen, weet jy, ons het nie net geleer geweet om te ploeg van kleintyd af nie. Hulle moes geleer word om te ploeg. So wat hulle gereeld sou doen is, hulle sou 'n jong ossie vat, en die jong ossie sit langs 'n groot sterk os. En dat natuurlik die groot juk wat op die groot os is, die klein os is daar nie veel gewig op hom nie. En so kan hierdie klein os leer om reguit te ploeg. As jy hom alleen daar sou sit, sou hy links gaan of hy sou regs gaan. Maar saam met die groot os leer hy om reguit te ploeg, om reguit te werk en reg te werk. Juk is nie baie swaar op hom nie, maar hy is daar. Hy kan leer. In ons konteks saam met Jesus is dit basies presies dieselfde. As ons dit doen, ons bydra tel nie, ons is as het ware nie nodig nie. Maar Jesus kom nog steeds en hy nooi ons na hom toe. Hy sê, wees by my, wees langs my. Ons kan by hom leer dan hoe om te werk, en ons kan by hom leer wat rus is. En om het anders te stel, ons wees by hom is dan rus. Want ons hoef nie meer te soek
om die droë land van ons eie lewe te probeer oopploeg nie. Sy las is lig, sy juk is sag. Hy kom om vir ons rus te gee. Die hele stuk natuurlik raak, soos ek net nou genoem het, verskillende goed aan. Jesus spreek godsdienstigheid aan, en hy sê vir ons, hy maak ons vry van dit. Ons hoef nie meer te soeg om geregverdig by hom te staan nie, maar hy raak veel meer aan as dit. Hy daag ons spesifiek uit rondom ons konsep van rus, en hy daag ons uit rondom ons konsep van werk. So in een stelling hierso, sê hy vir ons basies dat rus is nie net noodwendig die afwesigheid van werk nie. En hy sê ook vir ons dat werk is nie noodwendig in teenstelling tot rus nie. Hy roep ons hierso na iets dieper om aan vas te hou. Rus wat dieper lê, 'n verstaan van werk wat dieper lê. Hy wil ons met dit help en rig. Dan is werk nie net bloot vir ons iets is waaruit ons iets kan kry nie, en dat rus nie vir ons net gaan oor wanneer ons fisies moet rus nie. Vir beide daardie werk en rus roep hy ons na hom toe. 'n Paar verse terug, vers 27 sê Jesus die volgende. Hy sê, alles is deur my Vader aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. Dit is interessant, as ek maar terugkyk na my eie verlede, ek sal hierdie stukkie lees as twee verskillende goed. Hier sê Jesus dit en daar sê Jesus dat. Maar die skrywer Matteus gee nie vir ons 'n opsie nie, hy voeg hierdie twee goed saam. Is een om te lees. Jesus wat sê, alles is deur my Vader aan my toevertrou. Alles met betrekking tot die verlossing en in hakkies die rus wat hy vir ons bewerkstellig, insluitende die openbaring van verlossing aan wie hy die Vader wil bekend maak. So die implikasie hierso is ons vers 27 en vers 28 saamgooi. Eintlik vers 27 tot 30 saamgooi. Is dat Jesus roep ons tot homself. Hy roep ons om hom te glo. Hy roep ons om in hom te glo. Hy roep ons om hom te aanvaar as koning, om hom te vertrou as verlosser. Hy roep ons om hom te vertrou in sy uitbeelding van God se Vaderhart. En hy roep ons dan om die rus en die vrede wat hy vir ons wil gee, wat hy vir ons bewerkstellig, te ontvang. En sodoende wortel hy die rus wat hy vir ons gee in sy werk aan die kruis. So weer eens, hy kom stel die rus wat hy vir ons gee in teenstelling tot werke. Ons hoef nie werke te doen om geregverdig voor God te staan nie. En omdat dit vir ons waar is, omdat ons kan rus van daardie werke, het dit 'n daadwerklike impak op ons verstaan van ons werk, ons dag-tot-dag werk en ons rus, beide geestelik en fisies. My eie ervaring, soos ek genoem het my nogals genoodsaak om regtig te gaan grawe en ondersoek instel na die stand van my hart. Dit was duidelik dat 'n paar goed nie noodwendig lekker is nie, en 'n paar vrae wat mense self moet vra, en ek dink die antwoord op hierdie goed is vir ons nooit eenvoudig nie. Ons sukkel, ons is mense wat, dit is vir ons maklik om goed te vind om oorgespanne te raak. Daar's gereeld goed wat gebeur, wat ons oorrompel, wat ons onseker maak, ensovoorts. Sommige van dit is bloot normaal, sommige van dit begin 'n bietjie dieper grawe, in terme van waar ons harte is, en die antwoorde is baie keer kompleks. Die heel eerste vraag om te vra, is ek nie maar net moeg nie? Moet ek nie maar net meer fisies rus nie? En dit kan waar is, dit kan deel van dit wees, is deel van die prentjie vir my, definitief. Ons is mense, ons het laasweek gehoor by Elof, ons is nie masjiene nie. Ons gaan moeg raak. Ons sien in die Bybel, Jesus het moeg geraak. So dis okay, dis fine. Maar ek moes destyds besef, vir my was daar 'n paar goed veel dieper. En ek moes leer om 'n paar vrae te vra, en nog steeds daai vrae gereeld vir myself vra. En ek gaan net 4 vrae vir julle op die tafel sit. Mens kan natuurlik legio ander vrae op die tafel sit rondom waar ons harte is. En die vraag is, is ek die middelpunt van my lewe? Of maak ek Jesus die middelpunt van my lewe? Doen ek werk, my dag-tot-dag werk? Doen ek dit vir myself? Of doen ek dit vir Jesus?
Vind ek my identiteit in my sukses, hoe ek sukses ook al definieer, of vind ek my identiteit by Jesus? My visie, word dit beïnvloed deur die wêreld, die verwagtinge van die wêreld, die verwagtinge van konstante prestasie, konstante verdienste, ons kan byvoeg, of is Jesus self my visie? Ek dink die vraag op hierdie antwoorde is vir ons belangrik, want dit is een van die goed wat vir ons die grondslag gee waarvan ons goed gaan beskou. Die manier hoe ek oor goed dink, die manier hoe ek oor goed glo is, hoe ek gaan reageer, hoe ek gaan die lewe benader. En as ons hierdie goed misplaas, is die realiteit vir almal van ons, dat ons gaan ergens langs die pad nie so suksesvol wees soos iemand anders nie. Ons gaan ergens langs die pad nie so goed presteer soos iets of iemand ekstern verwag nie. Ons gaan ergens langs die pad nie so goed presteer soos ons gereeld self intern verwag nie. Ergens langs die pad word ons nie vinnig genoeg bevorder nie. Ergens langs die pad is die mislukkings wat ons hier en daar tog deur moet gaan te veel vir ons. En wat gebeur met hierdie as ons misplaas raak, is ons, Johan het dit genoem 2 weke terug, ons begin net harder hardloop. Ons begin net meer verdienste aan mekaar probeer slaan. Ons probeer net meer presteer, meer sukses kry. En sodoende land ons in 'n uitmergelende siklus, wat ons aftrek, wat ons moeg maak, wat ons nie gemaak is om te hanteer nie, wat ons nie gemaak is om by mekaar te hou nie. En dan angstigheid, vrees, hopeloosheid, onhanteerbare spanning, verminderde kapasiteit vir mense, vir uitdagings, ontnigtering met die lewe, ensovoorts, ensovoorts. Maar Jesus roep ons tot rus. En Jesus roep ons tot rus nie net as 'n aksie nie, is deel van dit, maar hy roep ons tot rus in ons wese, in wie ons is. Soos ons net nou gesê het, hy begin daar die werk aan die kruis. Romeine 5 vers 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dit is een van die primêre waarhede as ons Christene is, waarin ons onsself konstant in moet laat marineer. Want dit verander alles. Dis waar vrede begin. Begin by vrede met God. Vrede wat hy vir ons gee. Hy begin van Shalom. Wat toen op 2 weke terug vir ons mee begin het, weer daai konsep van alles is in perfekte harmonie. Ek is in vrede met God, ek is in vrede met my medemens, ek is in welstand. Onafhanklik van omstandigheid. Ek is in welstand. Ek ervaar vrede en tevredenheid. So ons het daardie vrede met God, soos ons onsself verbind aan Jesus, soos ons langs hom kom, sy juk op ons vat, saam met hom stap, kan ons rus, by hom rus. En sodoende gee Jesus vir ons 'n eksoduspad van ons harte. Julle het laasweek daarna verwys. Omdat hy vir ons daai pad gee, hoef ons nie meer slawe te wees van sonde nie. Ons hoef nie meer slawe te wees van ons eie begeertes nie. Ons hoef nie meer slawe te wees van die verwagtinge van hierdie wêreld nie. Van die behoefte, baie keer in ons eie harte is, om die eise wat die wêreld stel, die heeltyd te probeer antwoord nie. Ons hoef nie meer 'n slaaf te wees, daarvan om druk te ervaar, om myself te probeer bewys nie. Jesus, soos met Israel, gee vir ons 'n nuwe identiteit. Soos ek net nog gesê het, hy het vir hulle gesê, jy is nie meer 'n slaaf in Egipte nie, jy is my volk. Vir ons sê hy, jy is nie meer 'n slaaf van die wêreld en van die verwagtinge van die wêreld nie. Jy is my kind. Ons het net nog gekyk na Psalm 23. Ek wil die eerste paar verse weer van dit vir ons lees, want dit is presies wat Jesus vir ons doen. Dit behoort op die skerm op te kom. Psalm 23 vers 1 tot 3. Die Here is my herder, ek ly geen gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag.
Kom ons hou daardie waarheid van wat Jesus vir ons doen wakker in ons harte. Kom ons leef in daai vrede in ons wese. Met dit gesê wil ek tog versigtig wees om nie dit te laat blyk dat die feit dat ons sukkel om in daai plek van vrede te bly, dat ons dit moet sien as 'n mislukking nie. Ek dink die realiteit vir meeste van ons is dat ons moet gereeld na dit toe terugkom. Ek dink dit is heel moontlik dat God weet ons het nodig om daarna toe terug te kom en dat hy dit ook nie noodwendig van ons verwag nie. Maar hy wil hê ons moet terugkom keer op keer. Ons is nie perfek nie. Die lewe gaan van tyd tot tyd met ons gebeur. Ons gaan hier en daar gestoomroller word deur die lewe en ons gaan weer moet beklei om ons harte terug na Jesus toe, na sy vrede, na die feit dat ons in hom is. Dis iets wat ek verseker nodig het. Ek is gelukkig genoeg om 'n klomp amazing mense saam met my in die gesinsgroep te hê en ek dink as julle met hulle begin gesels, gaan julle hoor hoe hulle kan praat oor my gereelde kerm by die groep rondom my eie negativiteit. Iets waarmee ek maar van tyd tot tyd sukkel. So ek het definitief nodig om teruggebring te word en teruggeroep te word na Jesus toe. Teruggebring te word na die regte perspektief van die vrede wat ek binne in hom het. Ek het al vir hulle gesê, ek definieer die Christen lewenspad vir myself soms as a fight for joy, a fight for peace. Ek sê dit versigtig, want al hierdie definisies wat ons skep, weet dit gee nooit vir ons die volronde prentjie van wat die Christenlewe wandel is nie. Maar in hierdie spesifieke ding is dit iets wat my nogals help. Kere wat dit swaar gaan, kere wat dit moeilik is, om te onthou, myself te herinner, hierdie is iets om voor te beklei. Jesus het reeds vir my vrede bewerkstellig. Ja, hierdie situasie is hier, maar Jaco, jy is in Jesus. Hou aan fight. Hou aan fight. Ek dink die vraag vir ons wat ons moet vra dan is miskien net 'n bietjie hoe. Hoe beklei ons? Hoe hou ons harte aanhoudend terugbring na daai plek toe? Wat ons in hierdie huidige reeks probeer doen is so 'n bietjie fokus rondom die beginsel van die Sabbat wat in die Ou Testament daar was, in die Nuwe Testament definitief nie meer beskryf as 'n wet nie en is definitief nie 'n wet wat ons moet onderhou nie, maar daar's baie waarde in dit. En daarvoor wil ek eens met in die laaste stuk ingaan, Markus 2. Gaan nie geweldig lang tyd hier spandeer nie. Daar's 'n paar goeie waarhede vir ons om hier uit te tel. Ons sien hier so Jesus, soos wat sy gewoonte was, iets op die Sabbat gedoen wat die Fariseërs nie van gehou het nie. Hulle het al die reëls gehad, en daar's die Bybelse reëls, hulle het 1500 plus extra reëls bo-op dit bygesit van wat mense mag en nie mag doen nie. En 'n hele lang rits van hulle rondom die Sabbat, rondom die dag van rus. En ons sien hier so Jesus se disippels wat by 'n koringland verbyloop en hulle pluk van die are en hulle begin eet en die Fariseërs is omgekrap omdat dit iets is wat jy nie mag doen nie. En soos ek sê, dis 'n herhalende tema, iets wat Jesus gereeld kom doen het en Jesus het dit spesifiek onder andere gedoen om vir die Fariseërs te wys, die wette is nie gegee vir julle om wetties te wees nie. Die wette is gegee vir julle want dis goed vir julle. En so ook met die Sabbat. Hy verwys hier na Dawid wat iets gedoen het 'n hele klomp eeue voor sy tyd, waar hy van die brood wat net op sy gesit was vir die priesters om te eet, geneem het en vir sy manskappe gegee het en daarvan geëet het. En hy gebruik hierdie voorbeeld na die Fariseërs toe nie om vir hulle te wys, jy's Dawid was ook verkeerd nie. Hy gebruik dit juis om vir hulle te wys, die wette gaan nie oor om wetties te wees nie. Die wette gaan oor meer. Die Sabbat gaan nie oor om wetties te wees nie. Die Sabbat is iets wat vir jou goed is. Dis iets waarna jy moet uitsien. Dit is nie iets wat net nog las op jou moet sit nie. Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Vers 27. Die Sabbat, die dag van rus wat God ons toeëien, is vir ons goed. Hy wil hê ons moet dit sien as 'n geskenk uit sy hand uit. So hoe is die Sabbat 'n geskenk vir ons? Die storie net na hierdie ene sien ons Jesus gaan in 'n sinagoge in en daar's 'n man met 'n van die vertaling sê 'n verdorde hand, van die vertaling sê 'n wrinkled hand of 'n verrimpelde hand.
Weer eens, dis 'n Sabbat. Jesus genees die ou se hand. En weer eens is die Fariseërs geweldig ontstel oor dit. Dis 'n tema wat ons eintlik sien nogal gereeld herhaal in die Nuwe Testament. Jesus genees op die Sabbat. En hy is nie toevallig nie. Jesus wil jy sê ons moet die Sabbat so sien, die dag van rus so sien. Dit is 'n tyd van genesing. Dit is 'n tyd wat hy ons gee om gereeld te herkalibreer, weer die regte perspektief te kry. Dit is 'n tyd wat hy ons gee as 'n geskenk, sodat ons kan seker maak ons hou aan ons identiteit op hom bou, ons hou aan ons waarde besef by hom plaas, in steede van al die ander goed wat reeds genoem is. Dit is 'n tyd wat hy gee waar ons die stoomroller van die lewe doelbewus mag parkeer. Waar ons kan terugstaan van ons werk, die behoefte om dinge gedoen te kry, en waar ons fisies kan rus, waar ons aktief tyd met God kan spandeer. Waar ons hom, sy skepping, sy mense en sy hand in ons lewens kan geniet, want ons het vir onsself tyd geskep om dit te sien. Dit is een van die dinge waarmee ons baie struggle. Ons is so besig. Ons sien nie die hand van God in ons lewens raak nie. Dit is 'n tyd wat hy gee, waar ons kan afskakel van alles, waarvoor en waarvan ons soeg. Insluitende om keer op keer, weer en weer, ons angs, ons vrees, ons bekommernisse, ons disillusionments na hom toe te bring, by sy voete neer te sit. Jesus roep ons tot rus. Ek gaan die versoeking weerstaan om so 'n bietjie prakties te raak rondom die Sabbat. Ek dink vorige 2 preke is daar 'n paar goeie beginsels gegee. Elof het vir ons 'n klompie resources gegee om na te kyk. Gaan na dit, kyk na dit. Beplan hoe so 'n tipe van dag vir julle kan werk. Moenie wetties wees oor dit nie, maar gaan in die dag in om God werklik te soek. Maar soos julle dit dan doen, onthou die volgende vers 28, ek dink nie ons het dit vanoggend gelees nie in Markus. Hy stuk eindig nie met die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Dit eindig met die seun van die mens, hy verwys na homself, is ook Here van die Sabbat. Jesus is die God van die Sabbat. Hy is die koning van rus. Hy is ons Sabbat. In realiteit is hy self ons 7de dag. So hy roep ons na hom toe. Hy roep ons tot rus. En hy gee vir ons 'n dag van fisiese rus, waar ons kan rus vanaf ons werk, om te kan rus tot hom. En die idee is dan nie net daai dag nie, nie net op die Sabbat nie, maar elke dag van die week, te midde van ons baie harde, baie goeie werk. Ek sluit vir ons af met 'n quote van Eugene Peterson, soos hy Matteus 11 vir ons parafreer. Behoort ook op die skerm op te kom. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Kom ons bid. Here, ons dankie vanoggend dat U God van rus is. Here, U is 'n God wat ons roep tot rus. Here, U ken ons lewens. U was self 'n mens, Jesus. U het self die versoeking ervaar, U het self die druk ervaar, U het self moeg geword. En daarom kan U oorvloedig genade ook vir ons gee. Here, ons wil eerstens dankie sê, Here, vir U werk aan die kruis. Here, dankie dat ons hier kan staan vanoggend. Here, ons verdien nie om U te wees skoon gewas van sonde nie, maar tog het U dit vir ons gegee. U het ons kom vrymaak van sonde. En Here, U maak ons vry van al die verwagtinge van die wêreld, al die druk van die wêreld, en laat ons rus in U. Niks anders, Here, hoef te bepaal wie en wat ons is nie. U alleen bepaal.
So vanoggend sê ons dankie vir dit, Here, en ons bid dat U ons kom vul, Here, met U liefde, kom vul met U genade, kom vul met U rus. Help ons, Here, om konstant te onthou, U is ons rus, U is ons Sabbat, U is ons 7de dag. Ons loof U vir genade en U rus. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.